is dit die maand Abib of Nisan, deel 8. Ek is professor aan ons Redlinghuis van die eerste gemeente van Jafashua, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die boek Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel. Dit is so swart, A5 boek, so amper 500 bladsye. Dis 'n moed. Daar's 13 jaar van my lewe in daai boek in navorsing. Dit gaan u lewe verander. Vanaand vir iemand wat iemand aan die dood afgegee het, is dit 'n geskenk wat jy kan koop en vir hulle gee. Daar's vrae daarin wat geantwoord word, wat die kerke nog nooit geantwoord het nie. Sou jy belangstel? Sou jy 'n vraag hê? Of sal jy iets kortliks my wil gedeel het? Kan dit doen by ons WhatsApp nommer. Moenie vir my e-mail stuur nie. Dis te moeilik. 200-300 e-mails kry op 'n dag, ek kan nog nie antwoord, dis te veel tyd. WhatsApp, kort kan ek dit doen. Ons WhatsApp nommer, 0722-367-124, gaan na my webtuiste, https://jafashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, uiters belangrik, gaan na deel 1, begin voor. Jy kan nie hierdie reeks in die middel begin nie. Jy moet hom van vooraf kyk en luister, want daar sekere goed, alles word in volgorde gesê. Die skrifte word in volgorde gegee. Jy kan nie in die middel inval en net aangaan nie. Dit is baie belangrik dat jy inteken op die YouTube kanaal. Stuur ook die kontak vir die vriende en die kennisses. Hierdie reeks is lewensveranderend, skryfblokpen en ten minste 33 Afrikaanse Bybel, 53 Bybel, uiters noodsaaklik. Maak seker dat jy maar 'n seatbelt of 2 saambring. Dit is uiters noodsaaklik dat jy verstaan, ons is nie 'n nuwe messiaanse groep nie, 'n Hebreëse groep nie, niks. Ons vereenselwig ons nie met enige kerk, denominasie of organisasie of beweging nie. Protestante, karismaties, Katoliek, Sewendag Adventiste, Jehovah's Getuies, ja, beweging, die Sacred Name. Ons is nie deel van enige van daardie mense nie. Ons is 'n eindtyd Bybelstudiegroep. Ons funksioneer universeel in die wêreld en ons doen Bybelstudies. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse Bybel wat Dr. Joseph Briand Rotterdam vertaal het in 1860, waar die naam Here Jesus in werklikheid Jafashua is, die naam God in werklikheid Elohim is, die naam Here in werklikheid Jaffa is, die naam van die Heilige Gees werklikheid die Ruach HaKodesh is. Nou gaan ons aan waar ons laasweek opgehou het. Goed, nou kom ons by baie interessante goed. Ons kom by die goed wat op IT en die ander platforms, internet platforms, ek sê IT, AI, Artificial Intelligence, dink aan soveel goed gelei. Dit's die goed wat hulle probeer promoveer. Die maand van die groenkoring, of hulle noem dit die wheat or the barley. Wat sê u? Waarom sal die internet of AI vereis dat die maand Abib in die moderne Hebreëus Tishri en dan in die Grieks of in die Romeins sê Oktober, in April of in Nisan gehou moet word? Ek gaan weer sê, waarom sal die internet, dis AI, Artificial Intelligence, dat die maand Abib, Tishri, Oktober, in April of in Nisan gehou moet word? Onthou, Nisan is natuurlik die modern Hebrew, ook die modern Greek. Hulle wil hê dit moet daar wees. Nisan, maar hulle wil hê dat Abib moet in Nisan se plek wees. Dis April. Hy sê, waarom moet dit daar gehou word? Maar nie as die maand April of Nisan nie, maar as die maand Abib. Hulle wil, Abib is Oktober maand, die ander modern Hebrew, modern Greek is Tishri, hulle wil dit afbring dan na April toe, wat dan Nisan is.
Die Satan se plan is heel duidelik. Enigste rede waarom hy, dis die Satan, en wanneer ek van die Satan praat of skryf nou, doen ek dit met klein lettertjies. Weet, daar's 'n horde van my boeke waar die woord Satan met hoofletters geskryf was. So die laaste paar jaar wat Jaffa vir my dit oopgemaak het, en van daarop skryf ek nie meer die naam Satan in 'n hoofletter nie, gee aan hom geen eer nie. Dis die rede waarom die naam Satan en die nuwe uitgodsdienstige sisteme dit wil doen. Hy sê, is dat die tyd dan saamval met die Rooms-Katolieke Constantynfees, ook genoem die Hindu Astara fees. By die tyd het ek maar 'n paar keer genoem, die Hindu Astara fees is dit wat Constantyn geskep het by die Council of Nicaea in 325-327, met al drie hulle afgode, naamlik die God van lewe, die paaseier, die Hindu God van lewe, paaseier, die God van vrugbaarheid, die paashaas, wat ook die lesbiene en die moffies se unisex haas is, die God van hy word genoem ook die vrugbaarheid of die God van seksualiteit, en die hoenderhaan, die songod Yahweh, the chicken god. Nou die Hindus het lankal Yahweh gebruik as die chicken god. Wat sit op die kersentoring? 'n Hoender. Wat soek hy daar? Dit is wat sê nou, Petrus, liewe Jesus verraai, 3 keer, nee, niks met die haan daar te doen nie. Sê vir my, wat soek die X en die P op dieselfde kerke wat die hoenderhaan se op hulle toring het, se gesangeboeke en op hulle kansels in dis waar die woord Christ geskep was. Christus geskep was deur Constantyn. Dis die X en die P wat hy gesien het, wat hy op die kruisig, wat hy op die skilde geverf het, die aand, voordat hy die volgende môre in stryd gegaan het met sy neef, wat hy doodgemaak het by Melbourne Bridge. Die X en die P, wat staan Christ. Nee, chicken god, hoenderhaan op die kerk, die X en die P binne in die kerk. So daar's 3 gode, die paaseier, God van vrugbaarheid, die paashaas, die God van seksualiteit, die hoenderhaan, die songod Yahweh, the chicken gods. Al kos dit dan ook om 'n kalender se naam, soos Abib, wat in werklikheid in Oktober maand is, na April maand wat Nisan is, te verskuif. Hulle probeer die ding al van Constantyn se tyd afskuif, maar hulle kry dit nie reg nie. Jy gaan net nou sien hoekom nie. As dit werklik kan gebeur, hoe akkommodeer julle godsdienstige New Agers die feite dat die maand Nisan dan 1 maand in die begin van April sal wees, dis wat dan nie kan reg kry nie, en die volgende jaar aan die einde van Maart is. Ek meen as Constantyn se fees waar die kruisiging plaasgevind het, dan in Maart maand is, dan moet dit elke jaar mos 'n Maart maand wees. As dit dan in April maand is, moet dit mos elke jaar in April maand wees. Ek vra vir u, hoekom 1 jaar in 'n Maart maand aan die einde en die volgende jaar in die begin van April? Dit gaan oor die volmaan. Dit gaan oor die volmaan. Die Hindu fees kan nie plaasvind, die Astara fees, as die volmaan nie skyn nie. Wanneer hulle 3 gode geaanbod word. Die hoenderhaan, die eier en die haas. Nou wil hulle die maand verander, Abib, afbring na Nisan toe. Dat dit saamval met hulle, maar hulle al bring hulle hom af, kan dit nie funksioneer nie. Want wat hulle wil doen, hulle wil die naam Nisan opskuif boontoe en Abib afbring, dat hy by April maand funksioneer. Dis wat hulle wil doen. Hulle skuif die een op en bring die ander een af. Dan is dit mos dieselfde betekenis nie. Dan weer, dan gaan Abib 1 jaar in Maart val, en die volgende maand in April. Dis mos nie dieselfde maand nie. As Yahshua dan gekruisig is in Maart maand, dan moet sy doodsertifikaat sê mos Maart maand.
Hy het nie 2 doodsertifikate nie. Ja, op die oomblik het hy. Die katholieke kerk het dit veroorsaak. En julle protestante is te stupid om dit te sien. Julle wil dit nie sien, julle sien dit, maar julle wil dit nie sien nie. Hoekom? Want dit is goed vir julle om dit te preek, om die leuns te preek. Want julle word betaal om dit te doen. Wat Satan in sy geestelike trawante nie meer rekening gehou het nie, is die feit dat die Hindoe-fees Astara net op die volmaan kan begin. Daarom word die Rooms-Katholieke Paasfees. Onthou, ons het mos nou 'n paar keer gesien waar Paasfees, die naam Paasfees, waar Tosius hulle dit invertaal het en waar hulle dit die hersiening in selfs die 53 Bybel ingebring het, in die 33 Afrikaanse Bybel. Is die feit dat die Hindoe-fees Astara nie op volmaan kan begin. Hy kan net op volmaan begin. En daarom word die Rooms-Katholieke Paasfees die hy sê in een van die maand, April maand gevier, en die volgende jaar in die begin van Mei maand. 1 jaar, die einde van Mei, begin April. Hoekom? Alles gaan oor die Hindoe volmaan. En dit word genoem die Astara fees. En niemand kan dit verander nie. Selfs die paus, Louis die 14 het gesê, hulle wil nou kyk of hulle kan dit 1 datum maak. Maar hulle kan dit nie 1 datum maak nie. Want dit val saam met die volmaan. 'n halwe leuen, of kom ek andersom sê, 'n halwe waarheid is 'n volle leuen. En solank as wat hulle vashou aan 'n halwe waarheid, hou hulle vas aan 'n volle katholieke en 'n Hindoe leuen. Die Astara fees kan hulle nie verander nie. Dis 'n Hindoe fees. Weereens word die protestante kerke deur Satan vas aan die slaap gevang. Die belangrikheid van brood. Hier kom die tyd wat jy jou seatbelt moet vasmaak. Ekskuus tog. Die belangrikheid van brood. Reg deur die Bybel vind ons in verskillende kulture dat brood vir die meeste van die mense die hoofvoedingsbron in die Bybel was. Daarom word daar aanhoudend van brood melding gemaak. Daarom sê Jafashua, ek is die brood van die ewige lewe. Gaan van huis tot huis en breek brood, die bonatuurlike woord. Kom ons kyk wat verklaar die Bybel. Die klippe sal brood word. Lukas 4 vers 3. Weet jy wat moet notas maak? Lukas 4 vers 3. Toe sê die duiwel, dis die Satan vir hom. Dis Jafashua. Daai hom met 'n aanhalingsteken op die oë, né? As u die seun van Jahwe die Almagtige, dit God is, sê vir hierdie klip dat dit brood moet word. Nou u sal onthou dat Jafashua antwoord hom, jy sal van brood alleen nie lewe nie, maar van elke lewende woord wat van Jahwe kom. Die brood uit die hemel, Johannes 6:28. Johannes 6:28. Ons gaan maar dit moet lees en kyk wat sê hy. Johannes 6:28. Vers 28. Toe vra hulle, dis die Jode hom, dis Jafashua. Wat moet ons doen om die werke van Jahwe die Almagtige, dis God te volbring? Vers 29. Jafashua antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van Jahwe die Almagtige, dit is God. Dat jy sal sien, ek doen dit ter wille van die nuwe mense, dis God. Dat julle in hom, Jahwe die Almagtige, glo wat hy gestuur het. Hy het Jafashua gestuur, vers 30. En hulle sê vir hom, dis Jafashua, wat 'n teken doen u dan? Dat ons kan sien en u glo. Wat werk u? So wat doen die Fariseërs en die Sadduseërs en die ouens? Hulle toets hom. Wat 'n teken doen u dat sodat ons kan sien en u glo? En dis wat die mense wil hê. Hulle soek die tekens van 'n hasie en 'n eier en 'n hoenderhaan. Vers 31. Ons voorvaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is. Hulle het wat geëet? Die manna. Het jy reg gelees? Kom ons lees weer. Vers 31. Ons voorvaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is. So hulle het nie koringbrode gebak nie. Is ek reg? Ja. Die manna was nie koring nie.
Nou hoekom wil die ouens nou kom met die storie van bring Abib af in die plek van Nisan? Is omdat dit die koringtyd is. Dis die garstyd. En hulle sê Jafashua of Vader Jaffa sou nooit die Israeliete uit Egipte land uit gestuur het sonder koring nie. Toe ek met iemand praat oor dit, broer Leon van Ermelo, plaasboer, toe sê hy, prof, kan jy dink hoeveel waans vol koring moes hulle gevat het om 1 miljoen mense vir 1 maand kos te gee? Ons praat nie eens van 40 jaar nie. Hoeveel water moes hulle saamgevat het? Hulle het ook nie water gehad, hulle vergeet van die water. Maar Moses moes net by die rots praat. Maar die Bybel sê nie dat Moses het vir hulle sê, vat enige koring saam nie. Hy het gesê, julle sal manna eet en kwartels eet. Ek hoor nie mooi nie? Ja, hulle het nie nodig gehad om 'n sakkie meel eers saam te vat nie. Daar was vir hulle vleis gegee en daar was manna gegee waarmee hulle 'n tipe van 'n brood kon bak. Kom ons kyk nou mooi. Nou sê Johannes hierso vir hulle, vers 31, 6 vers, ons voorvaders het die manna in die woestyn geëet, nie gebakte brode van koring wat uit Egipte kom nie. Soos geskryf is, hy, Jaffa die Almagtige, het brood of manna uit die hemel aan hulle, die Israeliete in die woestyn, vir 40 jaar lank gegee om te eet. Waar is die koring, of ek vra nou, waar is die koring of die wheat, wat die internet in die New Ages beweer, die Israeliete met hulle saamgeneem het? Hulle sê dit. Hoe lang sou hierdie koring of wheat gehou het? En hoeveel vragte koring of wheat sou hulle net vir 1 jaar vir 1 miljoen mense moes saamgeneem het? Dit is net nie moontlik nie in die woestyn. Want hulle het nie op teerpaaie gery nie. Hulle het in daai sand. Daai diere sou meer bene gebreek het en vasgeval het in die sand. Om daai sakke met koring en goed. Hoe stupid kan 'n mens wees? Dis onmoontlik. Daarom voorsien Jaffa die Almagtige vir hulle die manna en die kwartels. Weereens nog 'n internet, dwaalleerlinge nou met hulle teologie, het selfs AI uit die bus uitgeval. Jy het mos common sense. Jy het nie nodig om 'n PA graad te hê, PhD nie. Jy nodig om 'n professor te wees nie. Net 'n bietjie selfkennis toepas en net die kerkbril afhaal vir 'n oomblik. Vers 32. En Jafashua sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle en ook hierdie ongelowige mense in die 21ste eeu. Dit is nie Moses wat die brood of die manna uit die hemel aan julle voorvaders gegee het nie. Wat? Wat sê hy? Wat sê Jafashua? Vader het nie vir hulle gesê, vat vragte koring saam, of wheat, of barley, of wat jy het wil doen nie. Vers 32, en Jafashua sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, ook in die 21ste eeuse ongelowige mense, dit is nie Moses wat die brood, streep manna, uit die hemel aan julle voorvaders gegee het nie, maar my Vader Jaffa Almagtig, gee julle, kyk mooi, in hakies, ongelowiges 2000 jaar gelede, en ook nou in 2026, die ware brood, naamlik die ewige lewe uit die hemel. Hy sê baie duidelik, dat hy het vir hulle, Vader Jaffa, hy het vir hulle manna gegee, en die kwartels as vleis. En nou kom Jafashua en hy sê, ek is die brood van die lewe, wat van my Vader gekom het. En hier sê Jafashua, dat die Vader het vir hulle hierdie brood gegee. Wat het ons vandag? Ons het die kennis, naamlik die ewige lewensbrood, en die lewende fontein van water, wat opspring vanuit die binneste uit, want daar's 2 goed wat moet saamwerk, is brood en water. Halleluja. Julle ongelowiges, hy sê, luister wat sê hy so, maar my Vader, Jaffa die Almagtige, gee julle ongelowiges 2000 jaar gelede, en ook vandag in 2026, die ware brood. Hy het dan nie koring gegee nie.
die ware brood, naamlik die ewige lewe uit die hemel. Met al hierdie bonatuurlike geopenbare inligting is ons nou in 2026 gereed om na die grootste New Age internetleen te kyk en te luister. Maak jou seatbelt styf vas. Hoop net nie om by Abdul gekoop nie, dis al. Want dit sal 'n reject wees. Waarom moes Israel koring met hulle saamneem? Ek dink op hierdie stadium besef u natuurlik, daar was glad nie koring saamgeneem nie. Verstaan u dit? Maar enige iets om 'n leuen te skep dat hulle van die waarheid van Abib af kan kom en Abib by Nisan se plek in te skuif. Dat hy saam kan val met die Astarafees. En dan kry dit nie eers reg nie. Waarom moes Israel koring met hulle saamneem? In die hele Bybel, Oud en Nuwe Testament, bestaan daar nie een skrifgedeelte wat selfs insinueer dat Moses en die Israeliete enige koring, wheat of barley uit Egipte land met hulle saamgeneem het nie. Want Jahwe die Almagtig het reeds 'n perfekte bonatuurlike plan vir hulle gehad, wat net uit manna en kwartels bestaan het, en nie sakke vol koring, barley of wheat nie. So wat sê ek vir julle AI followers? Daar val AI sy hele teologie uit die bus uit. Hulle kan opspring en afspring en die Here weer spring soos hulle wil. Hulle het nie 'n voet om op te staan nie. Want die Bybel sê, nie een sakkie meel het saamgegaan nie. Nie een sakkie saad of self, nou sê iemand vir my, maar daar moes saad saamgegaan het, dat hulle kon saai in 'n woestyn. Wil die koring saai, wheat en barley in 'n woestyn? Bybel sê dat Jahwe het vir hulle die kwartels en die manna gegee. Hierdie Bybelse verduideliking tesaam met al die verskillende skrifverwysings wat bestudeer was, ontbloot die leuns van die koringseisoen van alle waarheid. Wat nou kwartels, wat nou kwanseis in April of Nisan is, omdat die Israeliete nie kos sou gehad het nie. Nee, hulle sê, hulle moes in April getrek het, wat Nisan is, wat nou Abib moet word. So hulle wil Abib afbring van Oktober maand af, die naamsverandering, Nisan maar hulle sê dit kan nie, Abib kon nie in Oktober maand gewees het nie, dit moes in Nisan gewees het, want daar was nie koring gewees om uit te vat vir die mense nie, regtig. Dis 'n dwaas wat dit redeneer. Want Jahwe is geen mens dat hy kan of sou lieg nie. Sal hy iets sê en dit nie waar maak nie. Dis wat die Bybel sê, Titus en Hebreërs. En hy het nie een plek gesê, vat een klein checkersakkie vol koring saam nie. Niks. Hy het vir hulle gesê om die pasgalam te slag. Hulle moes die pasgalam slag. En dan moes hulle in die woestyn gaan. Dan moes hulle, hoe het hulle van daar af elke jaar die Pasga gehou? Want onthou, die eerste Pasga was wat geslag was. Die voorbereiding het plaasgevind tot op die 14de van Oktober. Met die son sak op 14 Oktober, breek 15 Oktober aan, wat die groot Shabbat is. Die groot Pasga is. Die fees. Die uittog uit Egipte, die bloed aan die kusyne en aan die pilare. En waar het hulle meel gekry om brood te bak? Wel, eerste ding is, hulle het geen hiest saam met hulle gevat nie. So al die tyd, die 40 jaar in die woestyn, het hulle die Pascha gevier, elke jaar, of vanaf die 15de van Oktober, nie Nisan nie. Met ander woorde, Abib, die 15de Abib, het die fees begin. Die 14de, die woensdag aand, as die son sak, die donderdag is die 15de. Dis nie goeie Vrydag nie, donderdag. In ons terme. Het ons dit. Waar kry hulle dan nou brood?
Hoewel Jaffa het vir hulle manna gegee. Waar wil jy nou beter brood hê om 'n Pasjag mee te hou as juist dit? Hy het dit vir hulle gegee, wat hulle nie hier nodig gehad het nie. Suurdeeg nie. Hulle het outomaties ongesuurde brode gehad. Kom ons gaan aan. So, hierdie Bybelse verduideliking tesaam met al die verskillende skrifverwysings wat bestudeer is, om bloot die leuns van die koringseisoen van alle waarheid, wat nou kwansies in April of Nisan is, omdat die Israeliete nie kos sou gehad het nie. So nou sê hulle dat die uittog het in April gebeur, nie in Nisan nie. April, ekskuus tog, April of Nisan, dis dieselfde maand, nie Abab of Oktober nie. Die raadsbesluit van Jaffa die Almagtige, en dis waar hierdie ouens opslip. Luister wat ek sê, die raadsbesluit van Jaffa die Almagtige. Terwyl ek besig met die navorsing in hierdie goed, ek preek die goed al vir hoeveel jaar, terwyl ek hiersoos met bring Jaffa vir my hierdie gedagte van die raadsbesluit. Nou wil 'n klomp New Agers dit kom verander om by die Astara-fees in te pas van die Rooms-Katolieke Kerk, en julle protestante is te stupid om dit te sien. Julle charismate is te stupid om dit te sien, want dis wat ek dit noem. Moedswillig. Ja, maar die kerk sê so, en die Katolieke sê so, jy gaan jou oë oopmaak in die doderyk. Bestem vir die hel. Skrik, al skrik jy net wakker. Die raadsbesluit van Jaffa die Almagtige. Kyk wat sê hy hierso. Dit gebeur wanneer mense met hul gewoonlike menslike verstand die bonatuurlikheid van Jaffa die Almagtige, dis God, probeer bepaal. En dan vir hom sekere menslike besluite te neem, terwyl hy reeds in sy raadsbesluit bepaal het wat hy gaan doen. Daarom weet hy alles vooruit. Ek het al voorheen gesê, Jaffa en Jaffa loop hy tot in 'n doodloopstraat en dan staan hy stil en dan kyk hy links of regs. Vader Jaffa het alles in sy raadsbesluit reeds besluit voordat dit plaasgevind het. Daar is julle koning, Johannes 19 vers 14. Daar is julle koning. Johannes 19:14, dit was die voorbereiding, wat staan daar? Wat staan daar? En dit was die voorbereiding van die Paasfees. Dit was die voorbereiding van die Pasjag, die Pascha. En dit was die voorbereiding, dit was nog nie, die voorbereiding was nie klaar nie. Die fees het nog nie begin nie. Dit was die voorbereiding van die Pascha of Pasjag, kyk my vingers, op die 14de dag van Abib, die Woensdag in ons taal. Dit was omtrent of ongeveer die 6de uur, toe hy Pilatus vir die Jode sê, daar is julle koning. So dit was in die oggend gewees. Was in die 6de uur. Daar is julle koning. So wat gebeur? Dit het op die voorbereiding gebeur. Wat die Woensdag was. Sy naam kon nie Isus of selfs Jesus gewees het nie. Johannes 19 vers 19. Kyk nou mooi. Johannes 19 vers 19. En Pilatus het ook 'n opskrif geskryf en dit op die kruis gesit. En daar was geskrywe, Jesus, die Nasareër, die koning van die Jode. Daar was wat? Daar was geskryf, Jesus, die Nasareër. Maar die naam Jesus het nie eers bestaan daai tyd nie. Die naam Jesus is eers in die 16de eeu geskep, want daar was nie 'n letter J nie.
O nee, sê die slim ouens, dit is Isis. Isis. Isis was 'n vroulike god in die Egiptiese tyd. Isis, 'n vroulike godin, god, afgod, wat die Egiptenare geaanbid het in hulle tyd. Is die Egiptiese god gewees, 'n vroulike figuur. Wat in die Romeinse tyd Isios, Isios geword het, wat gelykstaandig is aan Zeus, die songod vir die Romeine, want hulle het afgode aanbid. Gaan kyk, Isis, sy was 'n Egiptiese godin, dit lê op die internet. Gaan kyk het, voor hulle dit afval. So sy naam kon nie Isis wees nie. Die Katolieke het in die 2de eeu, het hulle die naam Jafashua weggevat, en dit na Isis of Isios, Iesos, Isios vertaal. En van daar af, dit was by die in die 2de eeu, toe hulle die LXX geskep het. Die LXX, die Septuagint, toe hulle dit geskep het, toe verander hulle die naam van Jafashua na Isios. En dan in die 16de eeu, dan verander hulle Isios na Jesus, na Jesus toe. So daar kon nie op die kruis gestaan het, Jesus die Nasareër nie. Maar daar staan in ons 33 Bybel. Dit is so ingeskryf met 'n doel. Dit is so ingeskryf met 'n doel. Wat ek wil doen, u gaan my moet verdra. Maar ek kan nie hierdie gedeelte verder hanteer nie. Want ek wil dit nie gedeeltelik hier hanteer en gedeeltelik volgende week nie. So as Vader Jaffa lewe en gesondheid spaar, dan gaan ons volgende week kyk na die naam Isios of Isis en Jesus. En kyk of die naam, Jesus die Nasareër, die koning van die Jode, bo op die kruis kon geskryf staan. Ek wil u nooi, gaan kyk op die internet na Isis, Isis, die vroulike Egiptiese god, 'n godin. En dan skrik jy, maar vat 'n seatbelt saam. Dan sien jy hoe lieg die mense vir ons. Nie vir ons nie. Lieg hulle op die oomblik vir die mense. Tot volgende week, as Vader lewe gesondheid spaar. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.